Goeiemôre op hierdie Maandag 26 Januarie, Dirk aan hierdie kant. In Markus 9 lees ons Jesus se woorde. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê toe vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste wees en almal se dienaar. Toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir elkeen gesê, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Markus vertel in hierdie deel vir ons van die tweede keer dat Jesus aan sy disippels sê dat hy gaan sterf en dat hy 3 dae weer uit die dood gaan opstaan. Probeer jou voorstel hoe verward die disippels moes gewees het. Markus vertel dat hulle nie verstaan het wat Jesus bedoel het nie en dat hulle te bang was om hom te vra. Matteus sê die disippels was bedroef hieroor. Maar soos die menslike natuur is, nie lank nie en die disippels begin onder mekaar stry oor wie van hulle die belangrikste in die hemel gaan wees. Uiteindelik vra hulle vir Jesus, en dit is ons vers vandag, waarin Jesus antwoord. Stel jou voor, Jesus neem 'n klein kindjie in sy arms en plaas hom voor die disippels. 'n Kindjie wat in die Joodse samelewing van die tyd geen status gehad het nie. In Galasiërs skryf Paulus oor hierdie gebrek aan status in die Joodse samelewing van kinders soos volg. Hy sê, hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom, in Galasiërs 4. Deur 'n kind aan hulle voor te hou as 'n rolmodel, dwing Jesus sy disippels om kreatief te dink. Die disippels wou weet watter een van hulle die belangrikste in die hemel gaan wees. Jesus se antwoord is dat hulle nooit die koninkryk van die hemel sal binnegaan, as hulle nie bereid is om hulle selfbelang af te lê en soos kindertjies te word nie. Jesus gee sy disippels 'n radikale les oor nederigheid. Hulle moet geloof soos kinders hê. En dit het ook betrekking op ons. Kindertjies het hulle ouers onvoorwaardelik lief en is afhanklik van hulle vir alles wat hulle nodig het. Hulle fokus is die fokus van hulle bestaan en beteken vir hulle alles. Dit is ook hoe ons houding teenoor ons Hemelse Vader moet wees. Die beste manier om dit te doen is om hom in alles eerste te stel en ander in sy naam te dien. Here, skenk aan ons die genade om ons harte vir die krag van die Gees te open, sodat ons deur Jesus Christus, ons Here, U beter kan dien. Amen.